Hoofnuus vanaand, 'n familie eis optrede nadat 'n graad 12 leerling van Limpopo selfmoord pleeg. Die Noord-Kaapse polisie ondersoek Woensdag se verdrinking van 2 seuns in Delportshoop. Goeienaand van die Afrikaanse nuusspan. Die familie van Joseph Mamela, 'n graad 12 leerling van die Gabo Sekondêre Skool in Mokokong in Limpopo, wag steeds op terugvoer van die onderwysdepartement oor die ondersoek na sy dood in Oktober verlede jaar. Mamela se familie beweer afknouery deur onderwysers het bygedra tot sy besluit om sy eie lewe te neem. Volgens die familie is die tragiese voorval liewer veroorsaak deur die openbaarmaking van Mamela se vorderingsverslag aan die hele skool. Mamela se familie het hulle verontwaardiging en frustrasie uitgespreek oor die provinsiale departement van onderwys se voorgesette stilswye die afgelope 5 maande. Mamela se selfmoordnota het die beweerde beledigende behandeling uiteengesit wat hy aan die hand van sommige opvoeders by die skool verduur het. In die nota sê hy dat onderwysers hom in die openbaar verneder het deur sy vorderingsverslagkaart op klaskamervensters en 'n onderwyser se motor te plaas, wat hom as die mees onderpresterende leerling by die skool bestempel het. Ons het ons kind in Oktober verlede jaar begrawe. Hulle het nooit met ons kom praat of opdaterings gegee oor die aanspreeklikheid van diegene wat betrokke was nie. Ons het regshulp ingewin en het familieverteenwoordiging. Maar die probleem lê by die departement se gebrek aan deursigtigheid. Hulle stuur ons van bakboord na stuurboord. Mamela se suster sê die departement van onderwys se stilswye oor die saak dra ook by tot die familie se pyn en frustrasie. As 'n familie word ons diep geraak deur hierdie tragedie. Ek het ons ma vir sielkundige berading gevat omdat sy sukkel om sedert die voorval oor die weg te kom. Elke keer as sy aan Joseph dink, word sy emosioneel. Niemand van ons is okay na sy dood nie. Die skoolbeheerliggaam wou nie kommentaar lewer oor die saak nie en sê dit is in die hande van die provinsiale onderwysdepartement. Intussen sê die Limpopo onderwysdepartement die ondersoeke is afgehandel, dat die saak in sy finale stadium is en dat tigstappe binnekort gaan volg. Die polisie in die Noord-Kaap ondersoek die omstandighede wat gelei het tot die verdrinking van 2 seuns Woensdag in Delportshoop. Die 14-jarige Faleka Bebeza en 13-jarige Trollo Baranje wou in die Hartsrivier swem. Die soek- en reddingseenhede van die Noord-Kaap en Noordwes het die liggame eergister gevind. Die lewens van die 2 vriende is binne minute tragies hier kort geknip. Die oorledenes het na bewering onder die water verdwyn en kon nie weer na die oppervlak kom nie. Bebeza was in graad 7, terwyl Baranje in graad 6 was. Bebeza se pa blameer wat hy noem die stadige reaksie en bystand van owerhede vir sy seun se dood. I want the ACPS to apologize to me, fully apologize to me about my son, because I feel like the ACPS have something to do. By saying so what, they delayed. Baranje se ma sê dit sal haar jare neem om haar seun se skielike dood te verwerk. It's very painful. Very painful. You can't sleep. I really miss him so much. Every night when I sleep, I miss him. Die Noord-Kaapse polisie sê die soektog is weens giereweer gestaak. On Friday, the 28th of March, at approximately 10 a.m., one body was retrieved, and shortly thereafter, the second body was retrieved. Die polisie het gemeenskapslede aangeraai om waaksaam en versigtig rondom damme en riviere te wees en om veiligheid te alle tye te prioritiseer. Die 2 tieners sal volgende Saterdag te ruste gelê word. Die ANC sê Suid-Afrika sal nie sy saak by die internasionale geregshof terugtrek of kompromieë aangaan oor kwessies van progressiewe internasionalisme nie. Dit volg te midde van die land se gespanne verhouding met die FSA weens die regering se buitelandse beleid. Die party het die media toegespreek na die nasionale uitvoerende komitee se 3-daagse vergadering in Boksburg in Gauteng.
Die ANC is vasbeslote om sy buitelandse beleid en beginsels sonder kompromie te implementeer ten spyte van die druk wat die FSA voortdurend in die afgelope tyd op Suid-Afrika uitoefen. On the ICJ is an issue of international law, which has to be respected by everyone. And South Africa, this is a matter which we will not withdraw from the court. Lamola het ook gereageer op die beleidsveranderinge van die FSA wat die land polities en ekonomies sal raak, soos die voortsetting van AGOA wat volgende jaar verstryk. In a trade, it's a two-way process. Both countries benefit. So as and also with the US, we remain ready to engage on trade agreements that are mutually beneficial for both countries. Die toenemende spanning het verder daartoe gelei dat Amerikaanse drukgroepe vir sanksies teen Suid-Afrikaanse leiers geëis het, 'n stap wat die ANC beskryf as die prys om vir geregtigheid te betaal. Throughout our struggle, leaders and members of the liberation movement had to sacrifice. And even in this particular period, we will actually continue to pay the price of standing for justice, for humanity, and for equality and respect for the rule of law. Verder is die partyleier, president Cyril Ramaphosa, vol vertroue dat die voorgestelde begroting van dese week in parlement aanvaar sal word. Die DA sê egter dat hy nie die begroting in sy huidige formaat sal steun nie en het in 'n brief aan Ramaphosa gesê dat hy die BTW-verhoging sal ondersteun as die onteieningswet, nasionale gesondheidsversekering en die Bella-wet geskraap of hersien word. In antwoord hierop het die party gesê dat protokol gevolg moet word en die RNE nie die grondwet vervang nie. Dankie vir die saamkyk. Dis ongelukkig alwaar vir ons vir vanaand tyd het. Tot 'n volgende keer. Mooi week. Totsiens.